naam van die vrou wat in stukke opgekap is en na die 12 stamme toe gestuur is. Wat is die naam van die vrou? Rigters 19. As jy mag jy nou Google nie. Mag jy nou Google nie? Ons is mos nou. Wat is die naam van die vrou? Dis dit nie. Dis Bybel daai. Wat was die naam van daardie vrou? Jo. Liever ek sê niks daar nie hoor. Wat was die naam van die vrou? In Rigters 19, wat haar man haar in stukke laat opkap het, omdat die volk of die mense van 'n stad haar tot die dood toe verkrag het en doodgemaak het. En toe het hy haar opgekap en in stukke na die stamme toe gestuur. Haar naam word nooit gemeld, dit word net verwys na die byvrou van die man. Baie interessant, né? Het julle geweet dat 'n vrou opgekap is en toe gestuur is na die volk toe, om te wys hoe wreed die volk geword het, hoe die mens geword het. En dit staan eintlik vandag mooi by die tafel vanoggend. Die prys wat vir my en jou betaal is, nie waar nie. 'n Prys wat nie waardig was van die seun van God nie, maar nog te min het hy 'n prys kom betaal. Vir wie? Vir my en jou. Hoekom? Johannes 3 vers 16. Want hy het jou lief. Hy wil nie jy moet verlore gaan nie. En die hartseer is as ons na die gebroke wêreld kyk. En dit wat in die wêreld aangaan. Ons mekaar kan afbreek, met die tonge doodmaak. Wat ons nie goed in mekaar kan sien nie. Wat ons loop met 'n gees van vernietiging. Dan vra ek myself die vraag, hoekom het Jesus dan die prys betaal? Hoekom? Want is ons nie maar net so Sodom en Gomora, wat maar net aangegaan het, wat maar net voortgaan op hierdie bose sirkel? Hoekom wil die mens nie leer uit sy foute nie? Hoekom is die mens se hart 'n hart van klip? As Jesus 'n prys betaal het om my en jou in liefde te kom red. Ken ons nog werklik daardie Jesus? Ken ons nog daardie man? Maar ten spyte van wat die gebroke samelewings waarin ons leef, kom Jesus nog elke dag en hy nooi jou uit na hierdie tafel toe. Dis hoe groot sy liefde is. Elke oomblik, elke dag, elke sekond nooi hy jou na hierdie tafel. Uit liefde. Nie uit haat. Nie uit wraak nie. Maar uit liefde. Wanneer gaan ek en jy hierdie uitnodiging aanvaar en sê, Here, ek wil kom sit by hierdie tafel. Ek wil kom sit by die voete van Jesus. En weet jy, die mens het soveel verskonings wat hy uitdink daagliks. Elke oomblik, elke geleentheid om nie by hierdie tafel te kom sit nie. Ek wil hê as jy die lewende woord van God het, wil ek hê jy moet oopmaak by Matteus 11 vers 28, waar die Here jou weer, hierdie gebroke samelewing, hierdie mensdom, weer vanoggend uitnooi, om by hierdie tafel te kom sit. Hoekom? Hy het jou lief. En ek gaan lees vanoggend Matteus 11 vers 28. Ek wil eintlik ek gaan van vers 28 af lees. Matteus 11. En ek lees uit die 2020 vertaling. Kom na my toe. Hy maak vanoggend 'n uitnodiging.
Hy heel eerste woorde, kom na my toe. Hy vra jou vanoggend. Hy reik vanoggend die hand uit. Hy sê, hier is my hand, geliefde. Kom na my toe. Wie? Wie? En net verder gee vir ons die antwoord. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is. Hy sê wat? Almal. Hierdie uitnodiging is nie 'n selektiewe uitnodiging nie. Hierdie uitnodiging is vir almal op hierdie aardbol. Almal in hierdie wêreld. Niemand is uitgesluit nie. Niemand. Hy sluit niemand uit nie. Hy het die dag aan die kruis vir almal gesterf. Vir nie net een ras nie. Nie net vir een geloof nie. Hy het vir almal aan die kruis kom sterf. Wat het die mens gedoen? Die mens het kom klassifikasie aan daardie kruis dood kom sit. Nie God nie. Ek wil dit net vir jou baie mooi sê, want hy sê hier in vers Matteus 11 vers 28, kom na my toe almal wat moeid en belas is. Niemand is uitgesluit nie. No one. Almal is deel van hierdie tafel en word na hierdie tafel genooi. Die vraag is, wie gaan die uitnodiging aanvaar? Hy het vir almal gegee. En ek het 'n paar maande terug het ek gepraat oor, as ou Chelsea vir 'n uitnodiging gaan stuur, wat gaan jy doen? O, jy gaan jou beste ou kleertjies aantrek, né? Jy gaan skoentjies blink maak, né? Want is mos koning Chelsea. Shame. Die koning van konings nooi jou uit. Die koning van die skepping nooi jou uit. Alle mag, alle gesag is aan hom gegee. Wie is waardig om die boekrol oop te maak? En dan was droefheid en iemand sê, daar's die lam. En hy nooi jou uit na hierdie tafel. Almal wat bemoeid en belas is. Nou baie keer wanneer ons 'n mooi uitnodiging kry, wat gebeur as ou Chelsea vir ons 'n uitnodiging in die brief sit? O, jy sien wie agtig, alles moet reg wees, skoentjies moet geblink wees, tande word gepolish, hare word gepurm en ek weet nie wat alles nie, né? Is dit nie so nie? Ons is 'n blinkkolk uit advertensie vir Chelsea. Maar wat van God wanneer hy jou uitnooi? Elke dag. Dan kom ons met die volgende verskonings. Ek is nie mooi genoeg nie. Het dit al gehoor? Ek is nie mooi genoeg aangetrek nie. Ag, my skoene blink nie mooi genoeg nie. God kyk nie na jou klere nie. God kyk nie na jou voorkoms nie. God het jou perfek geskape, weet jy dit? Net soos jy is, met al jou foute, met al jou skewe tande, myne is skeef en my vrou slaan my gedeelte in die linkerkant. Ja, ek verstaan. Net soos ek is, word ek uitgenooi na hierdie tafel. Ek is nie ryk genoeg nie. Hoekom looi jy die leuen van die wêreld? Ek wil vandag vir julle die kerk is nie 'n kerk vir die samekoms van die rykes nie. Hy sê kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is. Almal wat my nodig het. Dis wat hy sê. Ek sien nie dat hy 'n geldwaarde daarin koppie, of hy klere drag daarin koppie nie. Hy soek jou hart. Wie wat is die grootste waarde wat jy vir Jesus kan gee? Jou hart. As dit Jesus se hartklop is wat binne jou is jy die rykste mens op aarde. Besef jy dit? Besef jy hoe geseënd is jy vanoggend om asem te kan haal? Om te kan sien, om te kan hoor, om langs jou geliefde kan sit. Dis ware rykdom. Maar die grootste rykdom is wanneer jy in die teenwoordigheid van Jesus is. Wanneer jy hierdie uitnodiging aanvaar en sê ek is daar my God. Ek het U lief. Here, ek wil getuig van U. Dis ware rykdom.
Dis ware geluk om by die voete van Jesus te kan kom sit. Ek is nie belangrik genoeg nie. Dis mos wat gekoppel word aan 'n uitnodiging deesdae aan ons wêreldstandaarde. Jy moet daar mooi genoeg lyk, netjies aangetrek. Jy moet ryk genoeg wees, want ons mos nie die elite wat na parties toe genooi word. Kom ons praat eerlik vandag. En jy moet mos 'n titel hê. Is dit nie? Jy moet daarom 'n titel hê om 'n uitnodiging te kry. Weet jy wat is die enigste vereiste van God? Hy soek nie 'n titel nie. Hy soek 'n gewillige hart wat na hom toe wil kom. 'n Titel beteken vir hom niks. Jou status beteken vir hom niks. Hy het mos nie gesê almal nie, hy het gesê ryk dit as hy 'n titel daarin wil sit of as hy 'n status daarin sit. Hy nooi ons almal na sy tafel. Maar Jesus se uitnodiging is nie soos 'n wêrelduitnodiging nie. Hy nooi nie die regte mense nie, want dis wat ons doen, ons kies mos die regte mense, maar Jesus soek die sondaar. My Jesus soek die gebroke, my Jesus soek die verlore mens. My Jesus soek die een wat sê, ek is nie goed genoeg nie. Tel hy op en sê, jy is, want jy is my kroonjuweel. My Jesus soek daardie man wat moed opgegee het. Daardie man wat ver oggend op verlore vlakte sit. This is the one he wants. Wat hy uitnooi. Die uitnodiging is vir almal wat oorlaai is. Jesus nooi vandag die wat laste dra. Weet jy dit? Almal wat bemoeid en belas is. Nooi vandag na hierdie tafel toe. Nou kom ons praat eerlik, wie het nie probleme nie? Ag, steek jou hand op. Hoes julle soos ek ook nie selfe boetjie. Ek het ook probleme, ek is getroud. Nee. Vra die getroude manne, ek sê dit gereeld. Toe ek nie getroud was nie, het ek min probleme, baie geld gehad. Nou het ek baie probleme, min geld. Hoor nou begin ek met huweliksberading na die tyd. Ek maak 'n grap. Hy soek die man wat moeg, gestres is. Hy soek die man wat nie vandag geantwoord het oor die dag van môre nie. Dis wie my Jesus soek. Hy soek vandag die een wat sê, my finansiële las is te hoog, Here, ek kan nie meer nie. Here, die wêreld druk net. Ek weet nie waar my kos vir môre gaan kom nie. Ek weet nie hoe ek die einde van die maand dit gaan maak nie. Wie het dit al gesê? Baie van ons het dit al gesê. Jo, hierdie maand is ver hoor. Ek het nie geweet 'n maand het 90 dae nie. Dis hoe dit vir party mense voel. Nie waar nie? En dan kom die Here en hy sê, kom sit by my. Hy sê, jy is meer werd as al die mossies. Ek wil daai finansiële las van jou wegvat. Maar my uitnodiging is vir jou. Jy moet dit net vat. Ons draai te vinnig ons rug en ons gemaak wêreldbesluite. En die Here sê, kom na my. My las is lig. My las is die een wat jou gaan deurdra. Ek het 'n hele jaar, 'n paar jaar terug, as ek uitgenooi na die eerste, ek dink is die eerste of die tweede Valke se funksie waar ek elke jaar gaan open. En hulle vra vir my daai jaar, ek moet Karel en sy vrou 'n troue doen. Ek sê geen probleem, ek doen dit met die grootste liefde. En ek werk my goedjies uit en ek sê, weet jy, ek kort net R500, dan kan ek die maand deurmaak met my brandstof wat ek moet werk doen. En ek sê, maar Here, ek sal gaan. U het my gevra en ons ry deur en ons gaan, ons doen die funksie. En ek sê daai aand, en hulle sê, onder 'n sitplek is 'n nommer. En as jy die nommer kry dan, daar's 'n 500 en 'n 500 en 'n 1000. Ek sê, Here, ek het daai 500 nodig, boet. Jy moet mooi luister. Jy het gesê ek moet jou trust. Here, ek herinner aan jou belofte. Jy het al gehoor 'n predikant sit by 'n tafel en hardop bid. Was me?
En die heel eerste naam wat getrek word is my vrou vir R500 en die Here het my voorsien. Dis die God wat ek kan bid. Dis die God wat voorsien. Wanneer daai finansiële las druk, draai na God. Vra hom. En hy het voorsien. Daarom kan ek getuig van die wonder wat God vir my al gedoen het. My hele lewe vanaf my hart gegee het, is net 'n getuienis vir God. Hoe hy my gesin deurgedra het, elke oomblik, elke dag. En daarvoor is ek hom net dankbaar. Hy dra die laste van emosionele hartseer en teleurstellings en angs. Hier sit soveel mense, soveel kinders, wat emosioneel stikkend is. Wat verwerp is. Wat voel hulle is nie goed genoeg vir die samelewing nie. As ek so op die internet kyk, sien ek hierdie videoklips, hoe hulle mekaar so vernietig. En maak hulle video's, want hulle like hierdie likes, hoe iemand aangerand word. Wat het geword van waardigheid? Wat het geword van 'n morele standaard? Hy sê, man, as jy daar sit, emosioneel stikkend vandag, of wat jou huwelik is, wat dit is wat jou emosioneel dreineer, kom en hy sê, ek nooi jou na my tafel. Ek nooi jou na hierdie tafel, sodat ek jou kan herstel. Dalk is daar hartseer vandag in jou. Ek is so geseënd. Toe my kinders oor see was, het ons elke Sondag 3 uur het ons 'n teleconference of 'n conference, nie tele nie, maar hierdie video goed gehad, hierdie WhatsApp calls. Maar daar was altyd 'n verlange en 'n seer as jy moet aflei. Want jou kinders is nie hier nie. 3, 4 jaar voor ek my seun eers gesien het. Daardie verlange, daai hartseer, daai mis. Jy mag dalk vandag sit en jy mag verlang na 'n geliefde. 'n Ouer na 'n kind. 'n Kind na 'n ouer. Die Here sê, kom na my. Ek sal daai seer ligter maak. Daar's soveel kinders en ouers wat hy hartseer van verwerping het. Dalk is jy vandag beangs. Werksomstandighede. Jy's 'n ouer, jou kind is siek. Jy moet hom by die dokter kry, die finansies is nie daar nie. Ek het 'n antwoord. Hierdie tafel. Die antwoord is Jesus. Kom terug by hierdie tafel. Kom terug by die voete van Jesus. Hy nooi jou uit. Hy sê, my las is ligter as jy my vertrou. Dalk het jy geestelike laste. Dalk is daar 'n geestelike wrywing tussen jou en iets. Wil jy nie weer terugkom by die tafel nie? Kom ons klim vir ons geestelike hoogmoed af. Kom ons klim net af van wie ons is. Begin besef wie Christus in jou moet wees. Kom ons kom weer geestelik by 'n punt waar ons nader aan Jesus beweeg. Sodat ons hierdie uitnodiging kan kry. Dalk is daar verhoudingsprobleme vandag. Familie, kinders, broer, suster. Hy nooi jou uit. Wat die las mag wees. Wat die omstandighede mag wees. Wat die bekommernis en angs mag wees. Nooi hy jou na hierdie tafel. Hy sê, kom na my. Gert, kom sit by my voete. Kom plaas jou pakkie by my voete neer. Sodat ek hom vir jou kan dra. Hoekom wil jy nog vashou in daai pakkie?
Hoekom wil jy nog vashou in daai seer en daai pyn, daai moedeloosheid, daai verwerping, as jy dit by sy voete kan kom plaas? Hy roep jou vandag by die naam. Hy sê, kom na my, Gert. Ek wil jy moet jou naam daarin sit. Kom na my, Gert. Want Gert, my las is ligter. Sit jou naam daarin vandag. Want dit is 'n persoonlike uitnodiging wat hy vir jou gegee het. Hy nooi die sondige mens uit. Markus 2 vers 17. Hy sê, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar die sondaar tot bekering. Ek wil vandag vir jou sê, baie mense kom en sê, maar ek is te sondig. Markus 2 vers 17 sê, dis juist jou wat hy roep na hierdie tafel. As jy vandag voel jy soveel vol sonde, dat niks jou kan reinig nie, wil ek vandag vir jou sê, hy roep jou persoonlik by die naam, kom sit by my tafel. Ons het tog soveel verskonings. Ons wil soveel dinge uitdink. Maar hy roep jou vandag by die naam. As jy vandag die grootste sondaar is, wil ek vandag vir jou sê, hy roep jou. Luister na sy stem. Hierdie uitnodiging is vir jou. Wys my een wat nie sonde het nie. Wie van ons het nie sonde nie? Kom nou, moenie hoog heilig wees nie. Julle skyn heilig is. Almal het gesondig. As daar iemand sê, wat sê hy het nie sonde nie, maak hy hom skuldig in die bloed van die lam. Ek wil vandag vir jou sê, hy roep almal. Elkeen van ons wat in hierdie banke sit, roep hy vanoggend persoonlik. Hoekom? Want ek is 'n sondaar en ek het 'n redder nodig. Ek het vandag hierdie tafel nodig om my te kom red. Hy nooi die gewone mens soos ek en jy uit. Hy nooi die wat nie belangrik genoeg is nie. Ek wil vandag vir jou sê, hy nooi jou uit. As jy vandag voel jy is nie belangrik genoeg in hierdie samelewing nie, he's calling you. Kom sit by hierdie tafel. Kom sit hier. Die een wat dink, God het nie tyd vir my nie. God sê vandag vir jou, ek het tyd vir jou. Kom sit by my tafel. Ek roep jou by die naam. Want die sin is maklik, want ons deur moeilike tye gaan. God het van my vergeet. Nou God antwoord jou vanoggend. Jy wat sê, God het my vergeet. Hy sê vanoggend vir jou, nee, ek het nie. Kom sit by my tafel. Kom sit by my tafel. Die een wat vanoggend sê, maar ek pas nie in by 'n kerk nie. Het jy al dit gehoor? Baie mense sê, ek hou nie van kerke nie. Ek het seer gekry, kerk het jou nog nooit met 'n baksteen gegooi nie. Regtig. Hy roep jou vanoggend by die naam. Jy wat vanoggend 'n verskoning uitdink, om nie by die huis van die Here te kan uitkom nie. Hoeveel verskonings wil jy nog dink? Ek wil vandag vir jou sê, God ken elke verskoning. Ek wil vandag vir jou sê, hy roep jou by die naam. Hou op om 'n verskoning te kry. Hou op om die ding te gebruik, ek het in 'n kerk seer gekry. Daar is 80.000 kerke, gaan besoek een. Jy sal by een gelukkig wees. God het jou nie seer gemaak nie. Dis die mens. Maar God sê, spreek vry. Dis wat in die kruis gebeur het. Vader, vergewe hulle weet nie wat hy doen nie. Hy het die wêreld vrygespreek. So weet jy wat, hou op om die kerk as 'n verskoning te gebruik. Spreek vry en kom terug by die tafel. Ek wil vandag hê, jy moet die volgende vrae vir jouself vra in jou hart.
God maak 'n uitnodiging volgens vir jou. Maar ek wil hê jy moet mooi dink oor hierdie vraag. En ek wil hê jy moet hierdie vraag vir jou vandag beantwoord. Jy moet dit antwoord. Ek kan dit nie vir jou antwoord nie. Pastoor Hendrik kan dit nie vir jou antwoord nie. Nie jou vrou nie, nie jou kinders nie. Hierdie is vrae wat jy vir jouself moet vra vanoggend. En vra, hoekom vat ek nie die uitnodiging wat God vanoggend vir my maak nie? En dit is tyd dat ons hierdie tafel ophou ligtelik opneem. Die nagmaaltafel is nie 'n speletjie nie. Die nagmaaltafel is 'n heilige instelling deur Christus homself. En hy nooi jou vanoggend, hy sê kom na my toe. Dis 'n oproep. Maar jy moet jouself die vraag vra. Watter las dra jy wat nie joune is nie? Hy sê kom na my toe. Die wat bemoeid en belas is, ek sal dit dra. Hy sê, hoe lank wil jy nog in dit vashou? Hoe lank wil jy nog met die pakkie loop? Wil jy my maar vanoggend hier by die tafel kom los nie? Kom lê dit by hierdie tafel vanoggend. Hoekom hou jy aan om daardie las te dra? As God jou uitnooi. Waar het godsdiens vir jou te swaar geword? Ek praat vanoggend reguit, ek is nie ou wat straatjies maak nie. Waarom het godsdiens vir jou 'n struikelblok geword? Want dis die verskoning wat ons mos gebruik. Hoe lank wil jy nog daai verskoning gebruik? God het jou nie seer gemaak nie. Mense het jou seer gemaak. Nie die liggaam nie, die mense in die liggaam. Ek vra jou vanoggend weer, waar het godsdiens vir jou te swaar geword? Maar weet jy wat? God nooi jy nog steeds na sy tafel in liefde. Jy wat vanoggend sê, godsdiens is te swaar. Hy nooi jou nog 'n keer om aan sy tafel te kom sit. Jy hoef nie vandag sterk te wees nie. Jesus is namens jou sterk. Hy nooi jou volgende uit. As jy vandag sê, maar ek is te swak. My geloof is te swak. My verhouding met die Here is te swak. Sê God, ek sal namens jou sterk wees. En nou nooi jou weer na hierdie tafel toe herstel. Ek wil volgende vir jou vra, wanneer kom jy en kom ruil jou las vir sy ligte juk? Ek vra jou volgende, wanneer gaan jy kom en daardie swaar pakkie kom verhuil vir Jesus se liefde wat lig is? Wanneer? Ek wil volgende vir jou sê, aan hierdie tafel van Jesus sal daar altyd vir jou 'n sitplek wees en 'n uitnodiging. Sy uitnodiging hou nie op nie. Dis nie net op 'n nagmaal in die kerk waar die uitnodiging is nie. Nagmaal kan jy by jou huis gebruik. Nagmaal kan jy enige tyd gebruik. Hy nooi jou uit. Hy sê dit so dikwels as jy kan, doen dit. As jy vandag nie kan asemhaal nie, weens die druk van die lewe, nooi ek jou vandag uit na hierdie tafel toe. Luister wat ek vir jou sê. As jy vandag voel jy word gesmoor en versmoor deur die druk van die samelewing, nooi ek jou na hierdie tafel toe. Nooi ek jou na Jesus toe. Hy sê in Matteus 28, as die lewe jou vandag versmoor, kom na my toe,
almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sag en nederig van hart is, en julle sal rus vind in julle gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig. As jy vandag moeg is, kom na die tafel. As jy vandag stikkend is, kom na die tafel. As jy vandag dors is, kom na die tafel. As jy vandag ver weg is van God, kom terug by die tafel. Hy nooi jou vandag uit, die wat bemoeid en belas is, kom na my. Ek gaan vra dat my vrou vir my daai liedjie opsit, dat ek graag vanoggend, en hierdie is 'n uitnodiging deur hierdie liedjie aan jou. Ek wil hê vanoggend wanneer hierdie liedjie speel, moet jy hierdie vraag vir jouself vra. Watter las dra ek, wat nie myne moet wees nie? Waar het godsdiens vir my te swaar geword? En wat hou my terug om vandag in hierdie tafel te kom sit? As jy vandag te moeg is, te stikkend, te dors, te ver van God af is, nooi ek jou uit, kom na die tafel van Christus Jesus toe. My vrou, as jy reg is, kan jy vir my die liedjie opsit, dankie.